Ons gaan 'n videoklip kyk. En ek wil net jy daai is bietjie dof, is baie oud, is die enigste wat ek kon kry, maar gisterand toe die Here met my praat, toe sê hy vir my, it's time for this church to rise up to take their place. So ek gaan jy vanoggend groot uitdaag. Ek wil even dit weet voor die tyd. En maar kom ons los hom vir wat om tree vir tree. So ek wil hê vanoggend dat jy hierdie video kyk en dan gaan ek die storie vertel. Die pa was op 50, 'n kolonel in die lugmag en hy's besig om af te tree. Oorgewig, eintlik niks verder om voor te leef nie. Sy seun is gebore met 'n naaldstring om die nek en die dokter gesê hy sal nooit praat nie. Hy sal nooit kan loop nie. En op daai stadium nou sê sy seun vir hom, jy het nog gesien hoe lyk hy, pa, ek wil graag die Ironman gaan doen. Is my droom. Hy het iemand nodig gehad om daai droom waar te maak. Op 50 begin sy pa te oefen. Wat jy sien, die Ironman is een van die moeilikste uitdagende wedstryde of races wat jy kan doen. Hoeveel kilometer wat jy moet swem, fietsry en hardloop. Is van ons in die gemeente in ons gemeente wat dit al gedoen het. En ek wil vir jou sê dat wat hy reg gekry het is uitdagend. Maar iets het in sy hart gebeur om te sê ek is gemotiveerd om 'n verskil te maak. Hy het gedoen vir my seun se droom. Ek wil vanoggend, daar's 'n rede hoekom ek hierdie ding vir jou wys. Daar is die einde of die eindpunt van 'n hele reeks van goed wat gebeur het in hulle lewens. Hy het nie oggend opgestaan en môreoggend het ons gehardloop nie. Die fietsie moes ontwerp word. Die boot moes ontwerp word. Hy moes oefen om te swem, daai boot te sleep. Anders swem net so. Dis harde werk gewees, ure en ure se oefening, motivering, moedeloos raak, weer opstaan, die ding werk nie, kom ons probeer weer. Ek meen sy seun moes fiks word, daai liggaam van hom moes die punch kon vat, op daai fiets te sit vir kilometers. So daar was 'n proses, wat ons gebring het op die einde. En ons gaan vanoggend reverse engineering doen. Jy is vandag by 'n sekere plek in jou lewe. En dit is 'n plek waar jy 'n sekere ervaring het, 'n sekere plek wat jy kan sê, as jy terugkyk, sê dis wat ek bereik het. Nou ek wil vanoggend jou ernstig uitdaag, so as jy kan maar vir my kwaad word as jy wil, jy kan vir my maak wat jy wil, maar jy gaan vanoggend, gaan ons iets na kyk. Nou, Moses is by 'n kritieke plek in sy lewe. En Exodus 14 vers 15, toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Ek wil hê daai ding wat ek hier so staan, wat roep jy na my? Daai roep is 'n noodkreet, Here help. Ons is in die moeilikheid. Met ander woorde, ons net die prentjie invul. Maar ek wil hê vanoggend wil ek weet, waar is jy? Waar staan jy in jou lewe? Wat is die volgende tree wat jy moet gee? Wat is jou lewe vandag? Hoe dink jy oor jou lewe? Hoe dink jy oor die proses vandag? Wat is dit wat jy kan weet? So ek wil hê vanoggend is daar 'n proses waar daar's 'n geskiedenis, maar daar's ook 'n pad vorentoe. Hierdie roep van Moses was hier by 'n plek waar hy iewers in sy lewe gestadig gesê het, van hier af moet iets gebeur in my lewe. En ek vra jou vanoggend, wat moet gebeur in jou lewe vandag? Is daar 'n Ironman wat jy vooroefen? Is daar 'n plek waar jy kan sê, Here, ek kan my lewe gee vir alles. Daar's iets wat ek my lewe voor kan gee. Daar's iets wat ek kan vat en sê, hiervoor kan ek my lewe neerlê. Baie kom by 'n plek waar jy maar net leef en ons verloor passie. Daar's goed wat skeef geloop het, goed wat nie gebeur het nie, goed wat net eenvoudig nie gewerk het nie. Die lewe het hom nie uitgespeel soos hy die graag wou gehad het nie. Maar vandag roep die Here jou om te sê, is jy bereid om op te staan en te sê, I'll give myself. Moses begin, paar jaar terug, by die brandende bos, ons gaan 'n bietjie
Ek gaan begin, dan gaan ons hom terugvat. Daar staan 'n man, hy is besig om skape op te pas. Dis al wat hy kan doen, hy het weggevlug. Daar's 'n verlede wat hom jag, hy's 'n moordenaar. Wat jy wat daarmee saamgaan is, hier staan hierdie ou, hy het nie selfvertroue nie, hy het nie 'n selfbeeld nie. Jy verstaan, hy doen nie werk vir sy skoonpa, hy's maar 'n skaapwagter vir sy skoonpa. Ou, is nie 'n hoë pos nie, verstaan, hy's nie hierdie seun wat op 'n perd ry nie. Ek meen, hy stap te voet en hy is besig om skape op te pas. Just another nobody. Ek wil vanoggend, dink 'n bietjie, waar is jy? Waar het jy begin? Waar is jy vandag? Spook jy nog steeds met 'n selfbeeld? Weet jy nie waartoe jy gaan nie? Spook jy nog steeds met goed wat jy kan sê? Hoe lyk my lewe? Wat se droom is daar? Vir Moses was die lewe oor. Hy het hom 'n getuie maar 'n Midian getrou. Dis waar ek maar sal bly. Dis waar ek nou maar dinge sal doen. Tot op die plek waar daar 'n brandende bos met hom praat. Maar ek wil hê vandag, dink 'n bietjie, as jy teruggaan op jou lewe, tree vir tree, ek wil hê vandag, as jy teruggaan op jou lewe, voordat Moses by hierdie kritieke punt gekom het, was daar massiewe goed wat gebeur het, uitdagings wat hy moes hanteer het, goed wat moes gebeur het in sy lewe. Daar was die 10 plaae wat daar so was, gebeur water in bloed verander. Nou kan jy self indink, hoeveel motivering het dit gekos om voor Farao te gaan staan, sê Farao, my God sê, laat die volk trek. As nie gebeur nie, jy verstaan moeilikheid vir jou. Farao het al die mag, hier staan Moses, hy het nie eens 'n enkele wapen nie. Hy het nie 'n bodyguard nie. Jy verstaan, hy is nêrens heen gestuur nie. Jy verstaan, hy staan daar so, al wat hy gehad het om te gaan was, ek en my God. Selfe, een na die ander goed, moes hy teruggaan, en weer teruggaan, en weer teruggaan, en elke keer was daar 'n verandering wat moes gebeur, elke keer was daar ontwikkelinge wat Moses moes plaasvind. Ek wil hê vanoggend, wil ons nie fokus op die plan nie, ek wil hê daar's 'n plek wat jy moet weet, God het alles gebruik om in Moses 'n sekere ontwikkeling te doen. As jy vandag begin kyk na waar jy lewe nou is, jy begin teruggaan te kyk, sê Here, waar het ek U ontmoet? Waar het U met my gedeel? Hoe het U my ontwikkel? Wat het gebeur? Al daai pla het meer geloof gehad. Al daai pla moes hy vrees oorkom. Ek dink net ingestap en sê, môre Farao, ek is alweer hier nie. Ek weet, jy moet onthou, hier staan 'n klomp, kwaai Egiptenare, 6 voet, 7 voet hoog, met spiese en swaarde. Hulle kyk hierdie Moses hier instap, as hy hierdie slaaf, hy sal weer hier. Jy verstaan, kyk nou om Farao. Farao is net een chop. Hy moes alles oorkom, keer op keer, moes hy weer gaan. Hy moes weer gaan. Hy moes weer gaan. En elke keer moes hy kies om aan God gehoorsaam te wees, sê Here, ook hierdie ding sal ek vir U doen. Ek kan jouself indink, hoe verder Farao sal raak, hier kom hierdie ou alweer, hier sal weer moeilikheid op pad. En tog kan hy niks in hierdie ou doen nie, want daar's 'n God wat agter hom staan. Hoe baie keer het jy dalk 'n ding gemis in jou lewe, omdat jy gesê het, Here, ek weet nie of jy daar is nie. Hoe baie het ons al keer getwyfel. Jy moet onthou, daar's 'n plek wat God jou voorberei ook vir 'n Ironman. Was jou keuse. Ons ken die hele storie, duisternis, ons ken alles. Ek weet die hoogtepunt. Toe Farao sê, Farao, vanaand sterf jou eerstgeborene. Ons sê vir jou cheers. Al hierdie goed lees ons nie Bybel, ek dink was maklik. Dit was nie maklik nie. Jy verstaan, elke keer moes Moses iets hier binnekant oorkom. Elke keer die Here kies om gehoorsaam te wees. En hy stap in omstandighede in. Hy was nie Farao se gunsteling besoeker gewees nie. Hoeveel keer was jy al in ongunstige omstandighede, waar die Here sê, gaan in, gaan kyk, gaan doen, wees gehoorsaam. Nou kan jy vanoggend mee weet, daar is 'n vorming wat God jou deurvat. As 'n plek wat jou voorberei, en daar's 'n seisoen wat ons in hierdie gemeente in 'n seisoen gaan inbeweeg, waar die Here kragtig gaan begin beweeg. Wat ek vanoggend, of laasnag daar sit, en ek besef skielik, die Here sê vir my, is ons voorberei vir dit wat kom. En ek praat met hierdie, onthou, en jy is iemand is uitgesluit nie. Niemand hier is uitgesluit. Dadelik jy moet teruggaan op jou lewe gaan kyk, wat het God jou geleer?
Waant het jou gevat? Wat was die belewenis wat jy gehad het? Waar is die plekke waar jy skynbaar gefaal het? Plekke waar jy gevou het, wat jy moes opstaan? Al die goed is goed wat was nodig om jou waardesisteem te bou, sodat jy kan wen. Moses het nie bo begin nie. Enigste plek wat jy bo begin is om 'n graf te grawe. Kom ons gaan verder terug. Moses moes die towenaars in die oë kyk. Was daar 'n plek wat jy gedog het, Here, U het hierdie wonderlike ding vir my gegee en ons lag vir jou? Die verloor vrymoedigheid. Weet jy, toe Moses nou daar kom, die Here sê vir hom, val hy staf van jou, jy gooi hom neer op die grond, en hy word 'n slang. Daar lag hulle towenaars vir hom, nee, wat dis ou nuus, kyk hierso, gooi hulle staf neer. Wat al wat gebeur is, die skok van die ander towenaars, hulle stap sonder kieries daar uit. Moses se slang vreet al hulle slange op, jy verstaan, ek dink, dit was seker operasie, want dit is nie net een towenaar en die 7 nie, daar is gewoonlik 20 of 30 van hulle daar so, Farao het hom omring met sy okkultiese magte, jy verstaan, hy moet hierdie Moses in die oë kyk, hier kom hierdie Israeliet, weet, en hy is gereed, jy verstaan, in die geestelike wêreld, al die gode wat hulle aanbid het. Was daar 'n plek wat jy verneder was as gevolg van jou geloof? Was daar 'n plek wat jy uitgedaag was? En dat vir jou laat voel het, maar dis ook net alledaags. Vir jou was dit groot. Kom ons gaan nog verder terug. Was daar 'n plek wat God jou gekonfronteer het? Waarom moet jy ernstig was sê, hier moet jy 'n keuse maak. I'm gonna sort you out. Daar is soveel konfrontasies wat ons baie keer het. Dis plekke waar die Here vir jou 'n rigtingverandering gegee het. Goed wat gebeur het in jou lewe. Ek wil vanoggend wil ek graag hier 'n bietjie teruggaan in jou lewe. Kyk, wat het God gedoen? Wat het hy jou geleer? Ons vergeet baie keer. Baie keer is dit nodig dat iemand anders moet ingryp in jou lewe. Wie was die mense wat op sekere momente in jou lewe deel was van jou lewe? Wie was die mense wat kon sê, hier moes iemand my help? Almal van ons het dit. En kan nie die ouens waardeer wat daar was, die het nodig gehad het. Dis ook ons se liggaam is. Moses het net sy vrou gehad, maar gelukkig vir haar. En almal van ons sukkel by 'n plek wat jy moet weet, dis 'n plek wat jy nie hierdie ding gewen kry nie, wat jy nie weet wat jy moet doen nie, iemand anders kom help jou. Ek wil jou vanoggend uitdaag om te kyk na die mense wat die pad saam met jou loop. Wie is hulle? Van wie het al vergeet? Wie is hulle wat jou gehelp het, dat jy kan sê, dankie Here vir daai persoon, daai persoon. Daar seker ons het baie dankbaar vir is. Ons het my gekonfronteer het. Ek sal nooit vergeet nie, jy verstaan, as jy nou 'n geestelike leier is, dan is dit baie keer huiwerig om oop te maak. Nou, ek het so 4 manne gehad, ons loop al 20 jaar saam. Een oggend staan ek, en ek is bejammer myself baie lekker. Dan dink ek my lus vir die bediening nie, jy verstaan, ons net moeg, en ek meen, klomp goed het skeef geloop, en jy het nog 'n fight met die vrou gehad, al die goed as jy verstaan so, jy voel nogal, ek soek 'n paar wurms. 6 in die oggend, sit ons kom by mekaar, en ons sê die manne daar so, ek praat my hart, jy weet, en almal sit hulle arms gevou, en hulle luister hulle my so, en geen genade nie. Luister, wanneer gaan jy op om jouself te bejammer? Ek voel ek word kwaad. Hier is nie na my hart geluister nie. En daai oggend besef ek het mense nodig gehad dat sê, dis die weg, jy gaan nie lê nie. Is daar iemand in jou lewe wat jy weet, wat jy kan vat om te sê, jy gaan nie lê nie, jy gaan nie opgee nie, jy gaan nie moedeloos word nie. Wie is daai persoon in jou lewe? Wie is die ou wat jy gaan vat en sê, kom, daar's 'n droom daarvoor. Die res van die gesprek sal ek nie uitbrei op nie, dit was 'n harde een, van hulle kant af. Maar, ek het dit nodig gehad, iemand sê, hoorie, ruk jouself reg. Jy weet wat jy voor geroep is, jy weet waarvoor jy staan, jy weet waar jy nou pad is, kom, hierdie gewurmskouery, sorry vir jou.
Het jy so iemand in jou lewe wat jou kan motiveer? Ek wil graag hê vanoggend dat jy gaan kyk, daar's baie keer 'n plek waar die Here ons moet korrigeer, maar jy het mense nodig weer eens om dit te doen. En dan kom ons by die plek waar alles begin het. Ek wil jou vra vandag is, waar het jou lewe begin saam met God? Wat was jou roeping gewees? Hoekom het jy die Here aangeneem? Hoekom is jy hier vandag? Hoekom is daar 'n plek waar jy kan sê, die Here het my gestuur na hierdie plek toe. Die Here het my gestuur om hier te wees. Is dit omdat lekker is, of is dit 'n verskil wat jy gaan maak? Vir hulle Gees my uitdaag, en ons almal uitdaag om te sê, as daai oomie op 50 kom begin oefen, oorgewig, pens, hy het 'n kantoorjob gedoen, en hy besef skielik, sy seun het 'n droom. En God het 'n droom vir sy kerk in Namibië. Ons kan 'n verskil maak. Kry vanoggend, daar's 'n plek waar jy moet gaan sit en sê, Here, wees die invalide wat ek my lewe voor moet gee. Besef jy dat daar 'n invalide kerk is? Mense wat nie het wat ons het nie. Ek het baie te doen met ouens daar buite. Spook en spartel, daar's geen hoop. Daar's nie 'n oplossing nie, daar's nie lewe nie. Daar sit ons mense hoor, ek weet wat te maak met my kind nie. Ek weet dat ek is moedeloos. Ek was by die geestelike leier. Help asseblief. Ons sorteer hom uit in 45 minute. Ek wil hê vanoggend, wie is die invalides wat jy gaan dra? Ek wil jy opwek vanoggend. Ons gaan dalk nie lank preek nie. Ek het voorvaar gesê, weet of het gemaak ter die einde toe nie, maar een ding wil ek hê. God soek jou hart op 'n nuwe vlak. Ek wil hê vanoggend dat jy sal begin dink aan, jy was geroep. As 'n dag wat die Here gesê het, kom, ek wil jou kind maak. Moses het God nie geken nie, want hy word groot geword in 'n samelewing wat invalides was. En die Here roep hom om 'n invalide volk te gaan uithaal uit 'n plek waar hulle in slawerny was. Daai volk was nie uitgesorteer nie. Elke plek wat hulle kom, moan hulle. Jy verstaan, kom in die woestyn, daar's nie water nie. Nou moan hulle. Ons wil terug in Egipte toe. Hulle was invalides. Hulle was nie gebou, hulle het onvermoë gehad, onkapabel om saam met Moses te beweeg. By hierdie kritieke punt waar Moses dan staan, hier is die Rooi See, daar is die Egiptenare, saam en moan hulle, want wil jy met ons die dood gaan oor geen graf uit Egipte was, die hele moan sessie, ek ben het klomp goed wat hulle doen, hulle het geen prentjie gehad van wat God besig was om te doen nie. Maar Moses moes daai fiets vat, hy moes sy invalide volk vat en hulle hardloop mee, hy het hulle gedra. Ons ken die storie net voor dit, vers 14, en Eksodus staan daar so, sê Moses vir die volk, moenie bang wees nie man. Hy sê, kyk wat God gaan doen. Kyk hoe God vandag die Egiptenare gaan uitsorteer. Jy gaan hulle nooit weer sien nie. Hy praat hulle moed in. Volgende val op sy gesig en hy roep na God, help Here. Hy sien net water in Egiptenare. En dit is weer 'n moeilike plek, maar het perspektief verloor. Nou wil ek vanoggend kyk terug na jou lewe, kyk nou hoe God jou gelei het, tree vir tree, stap tot hier. Daar's 'n pad vorentoe, daar's 'n rooi see wat jy moet kloof, man. Ek wil jou uitdaag vanoggend is, as 'n plek waar die Here jou roep, of dit by jou werk is, in jou gesin is, en of dit by 'n plek is in hierdie gemeente waar jy 'n skil moet maak, ek daag jou uit om te sê, waar is jou rooi see wat jy moet kloof? Waar jy vandag staan voor 'n plek, 'n krisismoment in jou lewe. As jy net nie, dan bid ek vir jou vir een. Dit is nie 'n grappie nie, okay. God wil ons aanbeweeg na 'n plek waar ons in sy krag kan begin wandel. Waar jy moet in jou hart 'n besluit neem rondom sekere goed. Daar's nie 'n manier hoe God jou gaan dwingende dinge nie. Besef jy vanoggend jy's 'n vrywilliger in sy koninkryk. Jy kan môreoggend uitstap. Jy kan nou sê, Here, baie dankie, cheers, ek is klaar met jou, genoeg gehad van jou. Hy gee jou nie keer nie, hy gee my op 'n klein nie, is your choice. Jy het vrywillig ingekom, jy het vrywillig hierdie pad geloop tot hier, God het jou nie geboelie nie, nie van jou nie, maar hy boelie nie. Hy bou 'n liefdesverhouding. Maar jy het 'n keuse van hoe ver jy gaan. Jy het 'n keuse van hoe diep jy gaan. En ek wil die Here vertrou vanoggend dat hy jou hart sal roer. Dis die Here. Wie is die invalides
wat ek moet dra. En wanneer jy begin om perspektief te verander en jou visie te verander, gaan jy agterkom hoe God jou begin uitdaag, met jou begin deel. As baie goed dat in die lewe gebeur het, hoe jy voorberei het vir die proses om te sê vandag, is jy by 'n krisispunt wat jy op 'n nuwe manier kan vorentoe gaan. En baie keer dink ons, ag, my lewe was maar saaierig geweest. Nee, as klomp les wat jy geleer het, dat jy hier kan opstaan. Ek wil vanoggend wil ek jou uitdaag om 'n visie te kry vir jou Christen lewe. Kan ek dit so stel? Ek het gestaan te dink, vanoggend dink ek, hoe moet ek hierdie ding beskryf? Wat moet ek maak? Hoe moet ek dit sê? Jy verstaan, 'n visie vir jou Christen lewe. As jy die dag doodgaan, wat kan jy sê, Here, ek het daai verskil gemaak in mense se lewens? En ek gaan net doen wat die Here vir vrou om te doen, vanoggend, hy het my uitgedaag. Ek het hierdie fliek al vergeet, hierdie dingetjie. Ons het hom jare terug het ons hom gespeel in die kerk. Skielik sê vir my, is ek bereid om myself te gee, om 'n invalide liggaam van gelowiges in Namibië te dien, maak 'n saak of hulle kan opstaan of nie opstaan nie. Dis my verantwoordelikheid. Vanoggend ek weer hier staan, ek het amper vergeet, ons moet op 'n worship, ek ben, arme Stefan, ek kyk hy my so, en ek is op my knie voor, hoekom? Ek sê, Here, ek steek my hand op. Wat nodig mag wees om u liggaam te dien, I will do it. Ek wil hierdie goed sê privaat vir die Here, vanoggend waag ek dit om vir die eerste keer te sê, okay, ek staan voor u om ek verantwoordelik te hou. Gaan ons as 'n liggaam, hierdie groep mense, 'n liggaam dien na buite. Duisende mense wat nie hoop het nie, hulle ken hulle Jesus. En as altyd iemand hier wat weet, die Here praat met jou. Ek wil vanoggend weer die Here praat met jou. Elkeen hierso. Ek wil die uitdaag vanoggend om nie jouself meer te kyk as die ou wat deur in die verlede begin het nie. Jy kyk na jouself as 'n persoon wat vandag tot hier gekom het en moenie vaskyk teen al die foute. Kyk eens lag vas teen die ontwikkeling wat plaasgevind het in jou. Het mag dalk wees dat jy vir jare lank niemand was nie. En skielik sê die Here, is jou beurt, is jou tyd, is jou seisoen. Moses het gedog, dis wat die lewe is. Ek gaan hom net aankarring. Jy verstaan, hy het min wetende dat God het 'n plan. In daai plan speel hy 'n belangrike rol. Ek weet, kan jy self in Moses se skoene indink? Jy het jouself gereed gemaak, ek is 80. Alright, ek is 'n ou man. Ek weet nie wie 80 hier so is nie. Jy is dalk nie een van ons. Jy is 82-jariges. Daar sê. Baie trots. Ek weet, so is Moses en Winnie was gelyk geweest. Moses en Johan. So hier is die ou, hy pas skape op. Jy was daar, die man is grys man. En wat hy vir homself gesê het is, ek het 'n jong vrou getrou, neem ek aan, jy verstaan toe hy daar kom. Hoe ook al die geval mag wees is, dan kom ons by 'n plek. 40 jaar later. Skielik sê die Here vir hom, Moses, ek het jou nodig. Hier is vir jou vandag Moses. Wat ook jou naam is, Mosina. Staan op, neem die roeping op. Gemaak die verskil wat ek jou voor geroep het. So my gebed vir jou is dat jy 'n brandende brambos, of 'n brandende bos, wat ook al bos hy was, dat jy 'n bos sal sien brand, wat sê Here, ek is bereid om te gaan. En as jy eind weg is om te sê, Here, waar is ek nou in die krisismoment waar ek is? Wat moet hier gebeur? Wat is die volgende stap van gehoorsaamheid wat ek nodig het om te doen? Sodat dit wat u wil doen, kan deurbreek. Kan jy sal dink as Moses daar in depressie bly lê het die volk net daar so gebly. Wie is die paar mense, of die een persoon, ek weet nie, ek ken nie jou lewe nie, ek weet nie hoe God jou gebruik nie, wie is die plek wat hy moet sê is, lang van jou af? Jy roep na my, staan op, dis daar die skrif sê, gaan weer sin toe gaan. Hy sê, roep jy na my, staan op, daar is 'n opdrag. Miskien gee jy vanaf vir jou opdrag om te sê, is tyd vir jou op te staan.
Take up your responsibility. Ek kan nie vir sê wat dit is nie. Of jy kan sê is, it's time to rise up. En laasnag was 'n interessante nag, vanoggend vroeg interessant. As die Here so met begin praat, dan weet ek, hier kom 'n ding. Nou vertel jy vanoggend, hier kom 'n ding. Right? Sê, okay Here, ek verstaan hier, ek kan nie nee sê nie, al wil ek ook. Jy verstaan, jy weet wat na 'n avontuur kom. Ek is 'n bietjie van 'n glutton vir avontuur, so, okay Here, wat is die volgende? Dan sê hy vir my, luister op jou, daar's 'n bietjie oefening nodig vir jou, dit is vir my. So die volgende krisismoment waar ons ingaan, beteken dit dat my lewe gaan anders lyk. Ek gaan meer, moet oefen. Sorry, ek kom daar stop. Ek wil hê vanoggend, dat jy weer die Here praat met jou. Daar's doel in jou lewe. En daai stuk toe Petrus kom, weet jy, is vanoggend iemand wat dit moet hoor. Ek weet nie wat jou naam is nie, ek weet nie of jy of sy is, maar ek weet vandag, daar kom 'n plek waar Petrus het lekker aangejaag, verstaan, ons ken die stories, ken jy 'n stukkie ook. Maar kan jy vanoggend sê, Here, dis ek daai. Baie keer dink ons geestelike lewe is okay. Toe lê Gees begin met druk op en sê, kom ons kyk 'n bietjie. Dis tyd om jou op te wek. So die Here diskwalifiseer niemand. Jy word ook nie gediskwalifiseer vanoggend. Hy sê, ek het 'n werk vir jou. Ek het roeping vir jou. As 'n plek wat jy 'n verskil sal maak in my koninkryk. As 'n plek wat jy iets sal doen wat my kerk sal bou. En 'n liggaam bestaan net uit 'n kop uit nie. Kan jy self vanoggend vir jouself sê, Here, ek gaan my plek inneem. Nie almal van ons predikers nie almal van ons is ouens wat hierdie groot goed kan doen nie. Daar's mechanics nodig. Daar's braaiers nodig. Daar's prakties ons nodig, daar's sangers nodig. Ek wil hê vanoggend, jy kies of jy 'n plek inneem of nie. Niemand kan dit vir jou doen nie. Wil jy nie vanoggend jou hand opsteek en sê, Here, ek gaan my verantwoordelikheid opneem nie. Wat ook al mag wees, of het nou is om net mense drukkies te gee, of ouens te bemoedig, of wat ook al die geval mag wees, ek weet nie wat die Here verroep nie, maar die Here roep elkeen vanoggend om te sê, neem jou plek in. Kyk hoe restoreer Jesus vir Petrus. Eerste vraag vir hom, Petrus, het jy my lief? Ek sal graag elkeen in die oor kyk vanoggend en sê, het jy Jesus regtig lief? Die regtige plek wat jy kan sê, is my eerste liefde. Ek geen vra met hart tot bely nie, maar ek wil een ding vir jou sê, is dat, wanneer by daai punt van konfrontasie kom, te sê, Here, het ek jy regtig so lief? Soos Petrus, gaan jy ook maar begin trane kry en sê, Here, ek staan vir die kwesbaar, jy ken my hart, jy weet wie ek is. Man, hy was baie happy om saam met Jesus te leef, ek wil amper sê, al daai fame, jy ken maar sê ding van, ek meen, hy is die extrovert, toe Jesus nou begin praat, sê ek wil gekruisig word, ek gaan soontoe gaan, roep hom een kant, sê nee man, Jesus, kom net hierso, kom ons sorteer eens die saakie uit, wat se nonsens is hierdie? Ek self indink, hoeveel hoogmoed hy gehad het, hoe homself ingeleef het in hierdie ding van mense word gesond. Jy is elke dag saam met Jesus gesien. As daar altyd TV was jy kort op die TV, weet op in die nuus, weet die koerant is al geskryf het, jy verstaan. Ek ben Petrus het hier help vir Jesus en goed, so hy het 'n lekker posisie gehad man. Jy verstaan, was great. Hier kom Jesus en bars sy babbel. Luister, ek gaan sterf. En hoekom ek dit noem, is baie keer kom ons by 'n plek waar ons geestelike lewe nodig het om 'n rad te verander. En dan begin ek afsluit. Miskien is vandag die dag wat jy moet weet, dat die Here jou babbel gaan bars, maar as 'n rad verandering wat moet kom. En dan gewoonlik val ou in 'n gat, jy verstaan,
Here, hierdie ding het nie gewerk nie. Skielik begin jy jouself te sien op 'n ander manier, wat die Here vir sê, luister, ek wil jou verander, daar's meer in jou wat in jou steek as wat jy het, ek wil jy moet deurbreek. Ek wil jy moet dit verander. En dan kom en dan sê hy, kom, ek het werk vir jou om te doen. Waar is jy vandag? Is daar iemand wat jy moet vergewe? Is daar 'n plek wat jy aanstoot in lewe moet hanteer? Is daar 'n plek waar jy dalk jou lewensfilosofie of jou houding moet verander? Is daar 'n plek waar jy dalk 'n gebrokenheid vir God moet staan en sê, Here, ek kan nog opinie oor die en opinie oor daai, wat ook al die geval mag wees, ek noem ons 'n klomp goed. Is daar 'n geheime ding wat jy weet, hierdie ding kortwiek my, ek moet hom uitsorteer? Is daar dinge in my huwelik wat jou pla, ding wat jy lankal sit en sê, hierdie ding pla my, maar jy doen niks daar nie. Baie keer moet ons diep keuses maak vir God om ons na die volgende fase toe te vat. Hier is 'n seisoen tyd waar die Here sê, kies jy om saam met te loop. Ek het vir jou 'n droom. Ek het vir jou 'n werk. Ek het vir jou 'n plek. En in daai plek sal jy verbaas wat ek deur jou kan doen, maar jy moet kies. Wat kies jy vanoggend? Soek jy jou gemakstoel? Jou lazy boy? Die jare terug dink nog, dis nog 'n goeie naam vir huis toe. My pa het so een gehad. Ek sal dit vergeet, die toneel, die staan dan TV's aan, dan sit my pa, dan skop hy die stoel so uit, en dan kom Fifi die brak, en spring op, draai op haar rug, lees hier, dan krap oupa nou vir Fifi, jy verstaan, hy kyk TV, hulle is ontspanne. Ek het altyd gedink, dit is 'n goeie plek om te wees. En ek het nooit 'n lazy boy gesien nie, hy is later weg, en ek het nog een nie. Maar ek wil hê vanoggend, die Here wil jy uit jou lazy boy uitkry as jy een het. Los vir Fifi man. Ons het werk om te doen. So nooit afbrak vergeet, dis nogal 'n menshond gewees, jy verstaan. So ek het baie mooi vertel hoe sy voel, want die geluide en die gesig wat so trek en al die goeters. Ons het baie keer 'n skoothondjie wat ons lekker krap. Is jou ontspanning in jou. Ag, dis my ou wegvlug dingetjie. Die Here daag jou uit vir 'n nuwe fase in jou lewe. So ek wil hê vandag dat jy sal kies om sê, Here, ek steek my hand op. Hoe dit ook al gelyk, weet ek nie. Ek weet, hoe oud ek is, maak 'n saak hê. Jy het 'n plek om 'n verskil te maak. As jy net moet bid, dan bid jy. As jy net moet bel, dan bel jy. Jy verstaan, as jy net mense moet bemoedig, dan doen jy dit. Maar God daag jou uit vanoggend. Ons gaan 'n nuwe seisoen in, gaan nie deel wees, maar gaan jy jou kant bring. Gaan jy help om die invalides wat daar buite is te kan help, hulle te stoot. Ek het ja gesê, ek weet nog nie waarvoor nie, maar ek het ja gesê. Hoe gaan dit lyk, ek weet nie. Hoeveel oefening gaan ingaan, ek weet nie. Maar ek nooi hom saam toe kom as jy kan sien. Maar ons gaan 'n verskil maak. En ons gaan die Here vertrou om ons te help om deur te breek. So, ek daag jou uit. Wat is dit wat jy moet doen in hierdie fase? Wat gaan jou hart brand? Jy kan sê, Here, hier sal ek 'n verskil maak. Ek gaan nie los nie. Kom ons bid. Vader, baie dankie. Dat ons vanoggend net kan kom voor en sê, Here, as 'n ouma sy seun se droom kan vervul, kan ek die droom vervul. Vader, ek kies vanoggend om dit wat U vir my het in besit te neem. Ek kies vanoggend om nie terug te deins vir die harde oefening, die harde werk, die herbeplanning, die mislukkings, die fiets wat omval, goed wat skeefloop, ons moet weer voorbegin, Here. Ek kies vanoggend, Vader, in die plek waar ek nou is, om my eie rooisie te kan oopkloof, saam met U, en 'n medewerker te kan wees vir 'n volk wat moet deurtrek na 'n plek van heerlikheid. Vader, vertrou vanoggend, Here, dat U met elkeen van ons sal deel, dat die volgende paar weke die ontwikkeling wat kom, Vader, die goed wat moet gebeur, Here Jesus, let your glory powerfully help us to break through into a new season
of our lives. En dankie dat ons hier kan vertrou, dat dit vir ons het, sal gebeur, en sal deurbreek in Jesus se naam. Amen.